Vers 5 tot 9 van 1 Korintiërs hoofstuk 3, God se medewerkers en God se bouwerk. Wat is Apollos nou eintlik en wat is Paulus? Hulle is dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, soos die Here dit vir elkeen van hulle gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei. Daarom is nog hy wat plant, nog hy wat nat gooi iets, maar slegs God wat laat groei. Dit is een wat plant en dit is een wat nat gooi en elkeen sal sy loon volgens sy eie arbeid ontvang. Ons is medewerkers van God. Julle is God se saailand, God se bouwerk. In die vorige verse het die apostel Paulus weer eens gewys op die wêreldse gedrag in die gemeente van Korinte. Hierdie getoutrekkery tussen hulle, hierdie groepies, waar hulle sê ek is van Apollos, ek is van Paulus, ek is belangriker as jy en my predikant preek beter as jou predikant, ensovoorts, ensovoorts. Dit is alles wêreldse gedrag. En nou in vers 5 tot 9 wil die apostel Paulus vir hulle wys juis hoe absurd dit eintlik is om so baie van hulle predikante te maak. Want die leiers soos Apollos en Paulus is niks anders nie as dienaars van God. Dienaars van God. Sien, die klem in hierdie verse val die hele tyd op God. Die werk wat God doen. Die Here is die een wat beskik wie tot geloof kom onder wie se hand. Die Here is die een wat die groei gee. Dit kom 2 keer herhaaldelik voor hier. Dit is slegs God wat laat groei. Op die eind van die dag is dit alles God se bouwerk. En Paulus en Apollos is maar net medewerkers van God. En jy sien die fokus, die klem is telkens hier en die heeltyd op die Here, op God, slegs God. So, Paulus, Apollos, wie is hulle nou eintlik? Eintlik staan daar nie wie is hulle nie, maar wat is hulle? In ander woorde, wat is hulle funksie? Wat is hulle werk? Waarom maak julle so baie van hulle? Want wat is hulle eintlik? Hulle is niks anders nie as dienaars. As ons hierdie woord dienaars letterlik vertaal, dan is dit diakonoi. En diakonoi beteken letterlik 'n tafelbediende. 'n Tafelbediende. So waarom maak julle so baie van die tafelbediendes? Soos Paulus en Apollos. Hulle is dienaars. Diakonos, 'n diaken, bedoel Paulus hier, is iemand wat eenvoudig dien soos 'n tafelbediende. So Paulus sê nie hy is 'n diaken in die amp nie. Hy bedoel hy is 'n diakonos in die breër sin van die woord. Hy is die een wat dien. En wat nou wel besonder is in hierdie gedeelte is dat die apostel Paulus die klem laat val op God wat die werk doen. Dis God se bouwerk en tog werk hy deur mense. Hy sê dat God werk deur Paulus en deur Apollos om sekere mense tot geloof te laat kom. Maar God is die een wat bepaal onder wie se hand wie tot geloof sal kom. Want dit is soos die Here dit vir elke een van hulle gegee het. Die Here is die een wat sal bepaal. Die resultate, met ander woorde, is in die Here se hand. Wie sal tot bekering, tot geloof kom onder die werk van Apollos? God bepaal dit. Wie sal tot bekering kom onder die hand van Paulus? God bepaal dit. Hy is die een wat gee. Nou gebruik die apostel Paulus in vers 6 en verder 'n beeld uit die landbouwêreld. Hy sê hy het geplant en Apollos het nat gegooi, maar op die eind van die dag weer eens die klem val altyd deur op God. God is die een wat die groei gee. Paulus is die saaier wat die saadjies in die grond sit. Apollos is soos die een wat daarna kom om dit nat te gooi. Die manier hoe hierdie woorde in die Grieks geskryf is, dui daarop dat Paulus en Apollos se werk afgehandel is. Dis klaar, hulle het gedoen wat hulle moes doen. En tog is God die een wat nog steeds die groei gee. Dis 'n voortdurende proses waarmee God hier besig is. Die saaier kan miskien nie sien wat onder in die grond aangaan nie. En die een wat nat maak kan nie altyd sien wat gebeur met die plantjie soos wat hy groei nie. Maar God is die een wat op die eind van die dag werk. In die donker waar niemand kan sien nie. Wanneer die werkers klaar gaan slaap het, wanneer die werkers lankal nie meer besig is nie, wanneer hulle klaar is, wanneer hulle taak vir die dag afgehandel is, dan is God die een wat daai saad laat ontkiem, wat die plantjie laat opkom en wat gee dat die boom uiteindelik sal vrug dra. God gee groei. God is die een wat die werk doen agter sy instrumente. Mense se werk is dalk lankal afgehandel in iemand se lewe. Maar jare later gee die Here nog steeds groei.
Jy dalk vandag of in hierdie week het jy 'n gesprek met iemand gehad. Miskien is dit 'n baie belangrike gesprek van groot geestelike waarde, of miskien kan jy dink aan 'n ruk gelede waar jy 'n baie belangrike geestelike gesprek met iemand gehad het, maar dit het vir jou gelyk of die ander persoon nie regtig aandag gee nie. Die ander persoon is eintlik nogal ongeërg en jy het daar weggestap en gedink, wel, nou het ek my tyd gemors. Of hierdie persoon dink nou ek is simpel, ek gaan dit nie weer doen nie. Jy moet moed hou. Jy moet doen wat jy moet doen, en die Here sal die groei gee as hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil. Kan dalk gebeur dat jy oor baie jare weer met daai persoon 'n gesprek het. En dan kan jy verstom staan oor wat die Here toe uit julle vorige gesprekke laat voortspruit het. Toe jou werk klaar gedoen is, toe die saad geplant is, of toe jy die een was wat die saad moes nat gooi, wat jou funksie ook al was, jy kan nie altyd sien wat gebeur nie, maar in dit alles is die Here die een wat die groei gee. En daai groeiproses vat partykeer baie lank. En al die werk van die predikante in die gemeente, moet die gemeente hulle oë op die Here hou wat die groei gee, sê die apostel Paulus in vers 8. Daar is een wat plant, daar is een wat nat gooi, soos Paulus en Apollos, en elkeen sal sy loon ontvang, maar op die einde van die dag is dit God. Moenie vaskyk in die een wat saai nie, moenie vaskyk in die een wat nat gooi nie. Nou kyk gou hier in vers 8. Elke een het sy verskillende rol, sy funksie om te vervul. En hulle moet dit met verantwoordelikheid doen, met diep roepingsbesef, moet hulle getrou hulle werk doen. Paulus moet die plantwerk doen, Apollos moet die natgooi werk doen, dit is sy funksie in God se saailand, en dit is belangrik dat hulle dit moet doen. En tog het hulle elkeen hierdie selfde mikpunt gehad. Die mikpunt was die ontkieming, die groei en die vrug wat die saad uiteindelik moes lewer. Maar daai resultaat berus nie op hulle skouers nie, want hulle weet dis God wat die groei gee. So hulle doen elkeen hulle werk, vervul hulle funksie, kom hulle verantwoordelikhede na, en die res is God wat die groei sal gee. Paulus en Apollos moenie hulle beloning by mense soek nie. Hulle moet onthou en hulle moet vashou aan die feit dat die Here hulle arbeid sal beloon. Paulus sê, elke een sal sy loon ontvang, nie volgens 'n salarisskaal nie volgens sy akademiese prestasie nie volgens die grootte van die gemeente nie, maar volgens sy arbeid, die getroue werk wat hy gedoen het. Die een wat die plantwerk moes doen, sal beloon word volgens sy arbeid. Die een wat die natgooi werk moes doen, sal beloon word volgens sy arbeid. En dit is te gelyk groot troos en 'n baie moeilike saak hierdie. Want ons is geneig om ons loon by mense te soek. Ons soek onmiddellike resultate. Ek soek die groei. Ek wil sien hoe die Here werk. Maar die Here sal ons beloon, sê hy. Hy beloof dit. En hy beloon nie volgens 'n salarisskaal nie. Hy beloon nie volgens my prestasies nie. Hy beloon elke een volgens sy arbeid, volgens sy dade. Vers 9 is 'n baie kosbare vers. Dit is 'n baie kosbare vers wat vir ons die voorreg en die waardigheid van bedieningswerk uitlig. Luister gou weer. Ons is medewerkers van God. Julle is God se saailand, God se bouwerk. Medewerkers van God en God se bouwerk. Alles is God se werk. Alles is God se resultate en dit is baie duidelik. En tog wil God sy groei gee en hy wil sy resultate bewerk deur die handewerke van mense. Paulus sê hy en Apollos is medewerkers van God. Hoe besonder. Die betekenis van medewerkers is letterlik om saam met God te werk. Saam met God te werk in sy saailand. Saam met God te werk aan sy bouwerk. Die gemeente is God se werk. Sy meesterstuk van begin tot einde. Maar hy gebruik sy medewerkers om daarin werksaam te wees. Daar's niks wat vir ons meer hoop vir die toekoms gee as die wete dat God aan die bou is en dat God aan die werk is. Meer nog, om saam met God te mag werk in sy saailand. Dit haal die las van die werkers se skouers af, want die resultate is nie in ons hande nie, maar in die Here se. Kom ons bid saam.
Ons bid dat U ons 'n enkele fokus op U sal gee, en nie op mense en leiersfigure nie, Here. U wat deur U evangelie mense red en vergader. U wat mense tot geloof bring, soos wat U dit gegee het, onder die hande van mense soos U dit bepaal het. Gee U medewerkers ook weer 'n diep roepingsbesef en berusting in die feit dat die resultate van ons werk in U hande is. Amen.